Dis voorware voorreg om elke oggend saam met jou stil te word met God se woord. Ek is Rinus van Sion in Parys. En wat is jou impak? Ek dink dis 'n goeie vraag wat ons vanmôre vir mekaar kan vra en moet vra. Openbaring 10 vers 11 sê, hulle sê toe vir my, jy moet nog eers God se wil oor volke, nasies, taalgroepe en baie heersers gaan verkondig. Die idee van moed hier is nie 'n bevel nie, maar 'n stelling van wat onvermydelik sal gebeur wanneer 'n mens die woord inneem. Hoe weet jy dat jy werklik die woord gehoor het? Wanneer jy medelee met 'n sondaar en 'n oortuiging van jou sondes het. Waarom dan Bybelstudie toe gaan, vra ek. Wil jy 'n bitter maag hê? Ek wil soetheid hê. Ek kyk CNN op TV, toe advertensie vir Compassion International skielik verskyn. Sally Struthers, wat hongerkinders in Afrika en Suidoos-Asië wys. Ag nee, sê ek vir myself. Ek wil nie nou hiermee te doen hê nie. Klik, Sally verdwyn. Die kinders ook. Dis wat mense doen met die kerk en oordeenkings en getuieniswerk. Ek wil nie meer gaan nie, sê hulle. Maak my maag seer. Klik, Sondag aan Bybelstudie, weg. Klik, Sondagoggend erediens, weg. Klik, oordeenkings, weg. Ek wil nie met hierdie sonde, hierdie houding, hierdie sinisme te doen hê nie. Gee my nie die soetgoed. Maar weet jy wat met daardie mense gebeur? Hulle lewens begin uitmekaar val. Want om in die woord te bly, is die enigste manier om voorspoed en sukses te ervaar. Joshua 1 vers 8. Ja, dit sal jou pla, dit mag jou ongetwyfeld ontstel, maar soos die tyd aanstap, sal jy begin sien dat jou lewe gesentreerd en gegrond is, vrugbaar en voorspoedig, omdat die woord altyd sy werk doen. My gebed is dat ons diegene sal wees wat, soos Johannes, die skrif verslind en verteer, die bitter dele sowel as die soet, sodat ons, soos Johannes, 'n impak op ons wêreld vir die koninkryk kan hê. Die Here seën jou. Amen.